Goeiemôre broers en susters. Baie welkom by vanoggend se Kersdag erediens. Dit is 'n voorreg om hier te wees. Dit is 'n besondere geleentheid. Want ons vier en ons herdenk die geboorte van Jesus Christus. God wat mens geword het en onder ons kom woon het. Vir ons is 'n seun gebore. Vir ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, terwyl ons net so bly sit, kom ons bid saam. Here onse God, ons weet nie hoe om dankie te sê nie. Want vanoggend, Here, dink ons aan U onuitspreeklike groot genade en liefde. U wat die bestaan op 'n godgelyke wyse nie gesien het as iets waaraan U moet vashou nie, maar dat U Uself verneder het deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Hier op aarde tussen mense en soos 'n mens te kom leef. Here, want daarin het U vir ons kom wys wat U van ons verwag. Daar het U vir ons kom wys hoe werklike liefde lyk. Maar Here, deur alles wat U vir ons geleer het en gewys het en gedoen het in Jesus Christus, het U ook vir ons hoop gegee. Ons ervaar, Here, hoe die beloftes wat U maak waar word. Hoe dit nie net leë beloftes bly nie, maar iets word waarby elkeen van ons baat. U het die Messias beloof. Die Messias is gebore. En daardeur, Here, het ons die lewe gekry tot in alle ewigheid. Ons loof en ons prys U daarvoor. Dankie, Here, dat U in Hom vir ons kom wys het hoe liefde lyk, hoe vrede lyk. En Hom vir ons kom wys het hoe dit eendag in die hemel sal wees, waar ons nie vir mekaar sal kwaad wees nie, maar net sal lief wees vir mekaar, waar daar vrede en harmonie sal wees. Ons dank U ook, Heer, dat U ons hierheen gelei het vanoggend, om ook hier saam met familie en vriende, ander broers en susters in die geloof, onder die geklank van U woord te kan wees. En daarom vra ons, Here, dat U elkeen van ons sal aanraak. U weet wat in elkeen se gemoed aan die gang is. U weet wat pla. U ken die vrees in ons hart, die ongemak, onsekerheid, alleenheid. En wil U, Here, asseblief vanoggend op hierdie Kersoggend iets daarmee doen, sodat ons ook U vrede kan ervaar. Ons bid vir hulle wat siek is, dat U asseblief, Here, ook U hand oor hulle hou. As U wil daarby is, dat U ook sal gesond maak. Maak dit nou stil in ons, Here, en praat U nou met elkeen van ons. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Broers en susters, ons lees saam uit Jesaja hoofstuk 9, van die eerste 6 verse van die hoofstuk lees.
Die volk wat in donkerte geleef het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. U het die wat nie meer 'n nasie was nie baie gemaak. Hulle blydskap groot gemaak. Hulle het hulle in u teenwoordigheid verbly, soos mense bly is in die oestyd. Soos hulle juig wanneer hulle die buit verdeel. Soos die dag toe Midian verslaan is, het u die juk verbreek wat op die volk gedruk het. Die stok waarmee hulle geslaan is, waarmee hulle gedryf is. Elke soldaatskoen wat in die oorlog gebruik is, en elke uniform wat met bloed bevlek is, sal verbrand word, deur die vuur verteer word. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor die koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg. Ons lees tot sover. Elke mens wat die woord van die Here hoor, en elke oomblik ook daarvolgens lewe, is 'n gelukkige mens. Jesaja 9 vers 1. Die volk wat in donkerte geleef het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het die lig geskyn. Broers en susters, die afgelope klompie Sondae het ons elke keer gehoor en daaraan gedink dat ons wag. Ons het gewag om die koms van die Messias te vier. Ons het gehoor dat as kinders van die Here wag, dan beteken dit nie dat hulle niks doen nie. As kinders van die Here wag, dan beteken dit hulle rol hulle moue op en hulle raak besig. Hulle gaan lewe soos wat God van hulle vra om dit te doen. Ons het gehoor, haar waar 'n kind van God wag, haar wag God saam met hom of haar. Terwyl ons wag, het ons gehoor, het God ons oneindig lief en hou hy ons in die holte van sy hand. Maar ons het ook gehoor, en dit ervaar ons dikwels, dat wanneer 'n mens wag, dan word jy soms moedeloos. Al is jy 'n kind van God, raak jy soms moeg om te wag. En nou is die gewag verby. Die Messias is gebore. Ons kan sy koms vier en dit herdenk. En ons vier sy geboorte vandag, nie omdat dit maar net 'n geboorte is soos hoeveel ander wat iewers in die geskiedenis plaasgevind het nie. Dis nie net 'n datum wat ons vandag herdenk van iemand wat verjaar nie. Jesus se geboorte is uniek. En daarom vier ons dit. Dit het vir ons betekenis hier in ons hede, maar ook vir ons toekoms. Jesus se geboorte bring vir ons hoop, want ons het dit nodig. Alhoewel ons sy geboorte vier, alhoewel die wag vir die Messias verby is, wag ons steeds. Ons wag dat Jesus weer sal kom
om sy kinders te kom haal. Terwyl God se volk wag, praat hy deur die profeet Jesaja met hulle en troos hy hulle dat hierdie wag wat hulle nou ervaar nie vir ewig sal aanhou nie. Die volk wat in ballingskap was, wat sleg omstandighede beleef het, sy situasie word beskryf deur 'n beeld van donkerte. Dis donker rondom hulle. Hulle het nie rigting nie. Hulle kan nie sien waarheen en wat hulle moet doen nie. Nou sê God deur Jesaja vir hulle, julle wat nou in die donker is, wat in die donker wandel, vir julle sal daar 'n lig opgaan. Die lig gaan begin skyn en die donkerte sal vir ewig verby wees. Hoor hoe praat Jesaja oor hierdie toekoms. Hy sê nie, dis iets wat gaan gebeur nie. Hy sê nie, dat die lig vir julle een of ander tyd in die toekoms gaan aanbreek nie. Hy sê die lig het gekom. 'n Seun is gebore. Hy praat met ander woorde oor God se beloftes, nie as iets wat in die toekoms gaan waar word nie, maar iets wat reeds waar geword het. En dis 'n vreemde gedagte, om iets wat in die toekoms vir jou lê en wag, te beskryf as iets wat jy nou reeds kan ervaar. Dit, broers en susters, is hoe God se beloftes werk. Die rede daarvoor, want jy kan hom altyd op sy woord neem. As God vir jou iets beloof het, dan bly dit nie net 'n belofte nie. Dit word waar. Op een of ander stadium. Meeste van die keer, hopelik altyd, op die tyd wat God daarvoor bestem. En daarom, wanneer God aan jou 'n belofte maak, kan jy maar gaan leef, asof hierdie belofte reeds waar geword het. Jesaja beskryf die lig wat in hierdie donker tyd gaan deurbreek, op 'n spesifieke manier. Hoor wat sê hy in vers 5. Vir ons is 'n seun gebore. Nie gaan 'n seun gebore word nie. Vir ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Hierdie seun is nie net gebore soos miljoene ander nie. Daar's iets uniek aan sy geboorte. Hy's ook God. As God sal hy heers oor die hele aarde. Hy word genoem Wonderbare Raadsman. Hy is die een, met ander woorde, wat vir sy volk of vir sy kinders raad sal gee, wat niemand anders aan gedink het nie. Hy sal die regte raad gee. Hy sal raad gee wat letterlik 'n mens se verstand te bowe gaan en wat jy nie begryp nie. Hoeveel keer het ek en jy nie al vir God gaan raad vra oor iets wat ons moet doen of die manier waarop ons iets moet hanteer nie? En dan is ek seker, ons kan almal sê, ons het die beste raad gekry. Hy gaan genoem word Magtige God. Hy is die een wat sy volk beskerm en enige aanslag of gevaar van hulle afweer.
Hy word genoem ewige Vader. Soos wat 'n koning die rol van 'n vaderfiguur speel vir sy onderdane, so sal God die Vader van sy kinders wees. En hieroor het Jesus self gesê, hy sal vir sy kinders sorg, beter as wat 'n aardse vader dit ooit kan doen. Hy sal genoem word Vredevors. Soos wat enige goeie koning sorg vir vrede in sy land, sal God deur hom sorg dat daar vrede is. En nou, broers en susters, moet 'n mens vrede nie verstaan net in terme van die afwesigheid van konflik nie. Hierdie vrede beteken die vrede van God. Dat hy altyd by jou is, dat hy jou liefhet, dat daar volkome harmonie is, anders as net 'n afwesigheid van konflik. Dit is wat God beloof het aan sy volk toe hulle in die donker was, toe hulle donker tye beleef het en in die vreemde was en gewonder het, sal hulle ooit weer kan terugkeer na Jerusalem, waar die berg Sion en die tempel is, wat hulle elke oomblik verseker het, dat God by hulle is, dat hy hulle God is en hulle beskerm, hulle oppas en hulle liefhet. En dan sê Jesaja vir hulle, daardie tyd sal aanbreek. Niemand weet wanneer nie, alleen God weet dit. Intussen, terwyl julle wag, het julle die belofte dat hy julle uit die donkerte bevry. Die troos wat dit vir julle moet gee, is dat hierdie donker tyd nie vir altyd sal wees nie. Julle het die belofte dit gaan beter raak, en daarom kan julle nou reeds, al is julle nog nie terug in Jerusalem nie, leef asof hierdie belofte van God reeds waar geword het. As hy in jou iets beloof het, leef asof dit reeds waar is. Want daar's nie 'n manier wat dit nie waar gaan word nie. Ons het die afgelope klompie weke gewag vir die dag waarop ons Jesus se geboorte kan vier. En die dag het aangebreek. Anders as Jesaja, kan ek en jy vandag terugkyk in die geskiedenis, en daar iewers sien ons 'n krib raak in 'n stal in Bethlehem. Ons glo met die geloof wat God vir ons gee, dat Jesus, die Messias, gebore is. Ons glo dat dit 'n unieke geboorte was, en dat elkeen van ons iets daarby baat. Die wonderbare raadsman, die magtige God, ewige Vader, die Vredevors, is hier. God se belofte het waar geword. Maar wanneer ons so in die geskiedenis terugkyk, broers en susters, dan sien ons nie net 'n krib wat in 'n stal lê in Bethlehem nie. Ons sien ook 'n Jesus wat sy lewenspad geloop het, soms met baie swaar kry en lyding. Daar's hoeveel maal gepoog om hom uit die pad uit te kry, om van hom ontslae te raak, want hy was 'n bedreiging vir die eer en die aansien van hulle wat gedink het, hulle is verhewe bo ander. Maar derentyd het hy verkondig, nie wat hy wil nie, maar wat God gevra het, hy moet. Ten spyte van sy swaar kry op aarde, het hy aangehou om God se liefde vir mense te wys. Het hy vir hulle geleer dat God vir hulle lief is. Dat God hulle nie, soos die samelewing van die tyd,
een kant toe skuif en van hulle vergeet wanneer hulle dalk siek is of een of ander gebrek het nie. Na hierdie mense toe, hulle wat verstoot is, het God neergebuig en in Jesus Christus vir hulle kom sê, ek het jou lief. So lief, dat my seun later aan 'n houtkruis sal sterf in jou plek, en jy die lewe kan hê vir ewig. Wanneer ons dink aan Jesus se geboorte, en wat dit vir ons beteken, dan kan ons dit nie losmaak van sy lewe op aarde, sy dood en sy opstanding nie. Want ook in sy dood en sy opstanding lê daar vir ons 'n belofte. En net soos wat Jesaja vir die volk geleer het, dat hulle kan gaan leef asof hierdie beloftes van God reeds waar geword het, kan ons broers en susters vandag ook leef, asof die belofte van God in Jesus Christus se dood en opstanding ook vir ons waar is. Jesaja praat nie van die geboorte van die Messias in die toekomende tyd nie, maar eintlik in die verlede. Vir ons is daar 'n seun gebore. Aan ons is daar 'n seun gegee. Die uniekheid van Jesus se geboorte en die besonderheid daarvan lê vir ons vandag daarin, dat net so sy geboorte, sy hele lewe op aarde, sy dood en sy opstanding, vir ons 'n belofte van God bevat. In sy geboorte sê Jesaja, dat daar 'n lig deurgebreek het, vir die volk wat in duisternis wandel. Hulle wag vir uitkoms, word draaglik, want hulle het die belofte van God. Net so beteken Jesus se geboorte, sy hele lewe op aarde, sy dood en sy opstanding, vir my en jou, dat ons nie hoef te twyfel aan die verlossing nie. Ons kan ook die belofte, wat sy dood en opstanding vir ons inhou, nou reeds as 'n werklikheid aanvaar. Ons gaan nie eers eendag as verlostes lewe nie. Ons is nou reeds verloste sondaars. Ons is mens, en steeds sondig ons maar nog. Maar ons weet dat God ons in Jesus Christus vergewe, dat hy nie ons sonde teen ons bly hou nie. En daarom leef ons in dankbaarheid en gehoorsaamheid aan hom. Ons kry die ewige lewe, nie eers eendag nie. Ons het dit nou reeds. In Jesus Christus se dood en opstanding het God dit vir ons kom gee. Jesus het gesê, hy gaan na die Vader toe om daar vir ons plek gereed te maak, want in die huis van sy Vader is daar baie woonplek. Ook daardie belofte kan ons reeds as 'n werklikheid aanvaar, omdat ons nou reeds leef as mense wat die ewige lewe het. Ons hoef nie nog dinge te gaan doen om dit te verdien nie. Ons hoef nie te wag vir eendag om by die Here raad te kry nie. Hy is nou reeds ons wonderbare raadsman. Ons hoef nie te wag om eendag die beskerming van God te kan geniet nie. Ons geniet dit nou reeds. Hy is nou reeds die almagtige God. Net so hoef ons nie te wag vir eendag dat hy vir ons sal sorg, beter as wat 'n aardse vader kan nie. Hy doen dit nou reeds. Hy's nou reeds ons ewige Vader. Ons hoef nie te wag vir God se vrede nie. Ons kan nou reeds iets van sy vrede ervaar
daar waar ons hom en mekaar liefhet, na mekaar omsien in ons nood, wat dit ook al mag wees. Hy's nou reeds die vredevors. Waar ons in hierdie feestyd tyd deurbring saam met geliefdes, moet ons elke oomblik daarvan bewus word, dat God vir ons in Jesus Christus kom wys het, dat hy sy woord hou, dat sy beloftes waar word. En daarom, broers en susters, kan ons hoop, en het ons 'n toekoms om na uit te sien, vol beloftes, wat hy aan ons gemaak het. Beloftes wat Jesaja sê, ons nou reeds kan ervaar, as 'n werklikheid. Met die geboorte van Jesus, kom sê God vir my en jou, ek het jou lief, ek het jou vergewe, ek gee vir jou die ewige lewe, ek gee vir jou hoop, sodat daar altyd vir jou iets kan wees, waarna jy uitsien. Ek gee vir jou 'n plek in die hemel. Hierdie dinge alles is joune. Jy het dit reeds. Jy hoef nie te wag om dit jou eie te maak nie. Waar hierdie dalk vir jou 'n moeilike Kersfees is, want dis die eerste Kersfees sonder iemand vir wie jy lief is. Dalk 'n moeilike Kersfees, omdat jou omstandighede van verlede jaar na nou toe drasties verander het. Waar dit dalk vir jou 'n goeie tyd is. Beter as verlede jaar hierdie tyd, want jy besef maar net weer eens hoe God jou elke oomblik dra. Mag jy dan altyd die troos by jou hê, dat God se beloftes aan sy kinders iets is wat reeds waar geword het. Hy gaan jou nie eendag lief hê nie. Hy's nou reeds lief vir jou. Hy gaan nie eendag vir jou sorg en na jou kyk nie. Hy doen dit nou reeds. Hy gaan nie iewers in jou toekoms die God wees wat vir jou raad en advies gee nie. Hy doen dit nou al. Hy gaan nie eers eendag iewers ver in jou toekoms vir jou hoop gee nie. Hy doen dit reeds nou. Ons hoef nie meer te wag nie, broers en susters. Die wag is verby. Mag ons die geboorte van Jesus Christus, ons rots en ons verlosser, gaan vier met die vaste wete, dat sy geboorte vir ons hierdie troos en hoop gee. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir geloof. Dankie dat ons gewag vir die Messias verby is. Dat ons u beloftes, Here, kan ervaar as dit wat reeds vir ons waar geword het. Dankie vir die genade, dat jy in die groot genade na ons toe neergebuig het. Dankie, Here, dat u liefde, u vrede, u almag, u sorg, die dinge is wat ons eendag eers gaan beleef nie, maar dat ons dit nou reeds kan ervaar, as deel van ons werklikheid. Here, wil u hierdie dag vir ons seën, waar ons saam met familie en vriende is, waar daar dalk ook hartseer is of 'n leegheid, wil u troos, Here, en wil u daardie leegheid ook volmaak. Dankie dat ons as gelowiges, as u kinders kan hoop en altyd iets kan hê om na uit te sien. Daarvoor loof en prys ons u as die almagtige God,
wonderbare Raadsman, ewige Vader en Vredevors. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen.